Goeiedag vriende, ons is by die 6de geleentheid van ons Pinksterreeks. Ons praat so 'n bietjie oor die persoon en werk van die Heilige Gees. Ons het begin om te vra wat was die Heilige Gees se betrokkenheid by Jesus se hemelvaart. En toe het ons gepraat oor die persoon van die Heilige Gees en ons het die afgelope klompie dae daaraan gewy om te praat oor die persoon van die Heilige Gees en verskeie van die kenmerke wat ons van die Heilige Gees ontvang het. Nou gaan ons vandag begin praat oor die werk van die Heilige Gees. En ek gaan die werk van die Heilige Gees opdeel so in al die gedagtes of tekste waarmee ons besig is. En ons gaan werk van die Heilige Gees 1, 2, 3, 4, 5 en Sondag. Dan sluit ons af met die laaste een van die werk van die Heilige Gees wanneer ons saam nagmaal hou op die 24ste wanneer dit Pinkstersondag is. Maar nou eers, ons begin met die werk van die Heilige Gees en ek dink dit is 'n goeie ding as ons wil saam praat oor hierdie dinge, dat ons net eers saam bid oor hierdie dinge, sodat die Here God kan weet dat ons in sy hande is met dit wat ons ook hier doen en sê. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om U ons Here te noem. Baie dankie dat as ons sê U is ons Here, dat ons daarmee ook aandui dat U nie net die hoof is wat oor ons lewens die wag hou nie, maar dat U die een is wat alles wat geestelik goed in ons lewens is met ons laat gebeur. As ons vandag oor die waarhede van die werk van die Heilige Gees begin praat, sal U asseblief vir ons help, sodat ons by die waarheid kan uitkom, dat ons dit verstaanbaar vir mekaar kan sê, en dat ons daardeur kan leer en daardeur kan groei. Seën ons in ons afgelees samesyn, ook vanmiddag by hierdie geleentheid, om Jesus ontwil. Amen. Ek het gesê, ons praat oor die werk van die Heilige Gees, en ek dink dit sal goed wees as ons vir mekaar net eers vra, waar begin die werk van die Heilige Gees? Nou, die belangrike saak wat ek heel eerste by u wil tuisbring, is dat die Heilige Gees God se eerste gawe aan sondaars is vir hulle verlossing. Dit beteken dat wat ook al in ons lewens gebeur, oplopende na die dag wanneer ons besef ons is met die Here Jesus as die Seun van die lewende God besig, en ons lewens aan hom oorhandig, dat hy daarvan in beheer kan wees, tot op daardie oomblik, is daar niks wat ek en jy kan doen, wat die lewe vir ons betekenisvol sal maak, ook in die geestelike opsig. Daarom is dit belangrik, dat ons vir mekaar sê, die Heilige Gees is God se eerste gawe aan sondaars, met die oog op hulle verlossing of vir hulle verlossing. Nou, daar was 'n ou in die geskiedenis hier so rondom die Reformatie, Luther en Calvin se maat, in hulle tyd met die naam van Arminius. En Arminius het geleer, en dit was die groot dwaling waarmee hy homself besig gehou is. Hy het geleer dat die mens, soos hy in sy natuurlike staat lewe, 'n vrye wil het. En dat omdat die mens 'n vrye wil het, hy daartoe in staat is om bepaalde keuses te maak, ook keuses te maak wat uitloop op sy eie goeie heil, wat hy dan in Jesus Christus is. Nou, vandag gaan hierdie leer nog baie sterk aan in die vorm van die Arminianisme, en 'n mens vind die Arminianisme gewoonlik in die Pinksterkerke, die kerke wat geesgedrewe probeer om die evangelie van ons Here Jesus Christus te verstaan. Die uitgangspunt is dat dit nie so kan wees nie. Ons uitgangspunt is dat dit nie so kan wees nie. Ons sê, ons is tot niks goeds in staat nie. Ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Ons kan nie
met die Arminianiste saamgaan en sê dat ons daardie saad van goedheid in ons oor het, dat ons op geestelike gebied die besluit kan neem om ons lewens aan die Here Jesus Christus oor te gee, sonder dat die Heilige Gees in die agtergrond daarvan is. Nou die gevolg van die letterlike gevolg van die Arminianiste se leer oor die vrye wil van die mens, is dat hulle pad met God begin by bekering. Hulle sê, as jy tot bekering gekom het, dan, en jy laat jou doop, is nog 'n ander dingetjie wat daarby kom, dan ontvang jy die Heilige Gees, en dan doen die Heilige Gees die res. Daarom kan hulle ook van hulle self praat as wedergebore Christene. Want hulle reken dan dat hulle gehoorsaamheid om dan nou te doen wat God wil hê hulle moet doen, naamlik tot bekering kom, dat daardie gehoorsaamheid ook die bron is van hoe hulle dan nou vir die res van hulle lewens gaan leef. Nou ons glo dat die Bybel nie die verlossing deur Jesus so aan ons voorstel nie. In die Bybel is dit duidelik dat ons as natuurlike mens in 'n staat verkeer van absolute verlorenheid en onmag. As God nie die inisiatief neem in ons verlossing nie, sal alle mense verlore gaan, sê Paulus agter die psalmdigter en die spreukedigter en die profeet Jesaja aan. En ek wil vir julle hierdie teks lees vanmiddag, dat julle kan lekker vasmaak aan hierdie gedagte. Paulus praat in Romeine 1 en 2 oor die heidene en hulle godsdienst wat hulle vir hulle self fabriseer het. En in hoofstuk 2 praat hy met die Jode oor die godsdienst wat hulle vir hulle self fabriseer het. En dan kom hy daarby om te vra, waarop kom dit nou neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? En dan antwoord hy die vraag wat hy gevra het. Hy sê glad nie, want ons het al bewys dat Jode en nie Jode almal in die mag van die sonde is. Dis verskriklik belangrik dat ek en jy verstaan wat Paulus hier sê. Hy sê, ons het al klaar vir julle bewys dat Jood en nie Jood in die mag van die sonde is. En dat daar 'n bepaalde weg is langs aan die hand waarvan 'n mens uit hierdie mag van die sonde bevry word. Nee, ons sit nie vir God nou in 'n boksie en sê vir hom so moet hy werk nie, natuurlik nie. God werk soos God werk en ons kan nie sy gedagtes deurdink nie. Maar die belangrike ding is die Bybel openbaar sekere waarhede aan ons, wat ek en jy in gedagte moet hou wanneer ons oor die werk van die Heilige Gees met mekaar praat. Nou sê Paulus, daar staan immers geskrywe, en nou haal hy aan, sommer vinnig, uit Prediker 7 vers 20, daar is nie een wat regverdig is nie, self nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, Psalm 14 en 53, daar is nie een wat na die wil van die Vader vra nie, weer Psalm 14 en 53. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, weer Psalm 14 vers 3 en 53 vers 4. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Psalm 14, Psalm 53. Hulle keel is 'n oop graf en met hulle tonge bedrieg hulle. Psalm 5. Oor hulle lippe kom woorde soos giftige slange, Psalm 140. Hulle monde is vol vervloeking en bitterheid, Psalm 10. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter, Jesaja 59. En die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Jesaja 59. Ontzag vir God het hulle nie, Psalm 36. Vriende, as 'n mens dit gelees het, en jy besef nie,
as ek in my eie hoedanigheid, as ek in my alleenheid voor God loop staan, dan kan God niks anders met my doen. En ek sê, dan kan God niks anders met my doen, nie asof ek God onmagtig verklaar nie, maar dat ek hom getrou verklaar, as om my te verdelg nie. Dit is verskriklik belangrik dat ek en jy verstaan, ons staan in absolute onmag voor God. Ons staan in absolute verlorenheid voor God. En as die party van ons wat so is nie, daar is nie uitverkore en nie uitverkore mense wat verskillende gestaltes hier het nie, want dis juis Israel en die heidendom wat teenoor mekaar gestel word. Nie vriende, as ek op in my eie krag, in my eie hoedanigheid, in my eie naam voor die lewende God loop staan, kan hy nie anders as om my te verdelg nie, want hy is 'n getroue God en hy het gesê hy sal dit doen. Hy het vir Adam en Eva alreeds gesê, ek gee vir julle die ewige dood, as julle oortree, soos wat ek vir julle beveel het om nie te doen nie. So vriende, die waarheid dat ons onmagtigheid om te besluit om vir God te volg, waar is, help ons om die werk van die Heilige Gees net so 'n fraksie beter te verstaan. Nou, om dit nou vir julle te verduidelik, wil ek julle herinner aan iets wat ons al reeds gedoen het. Ons het met mekaar lekker gesels oor die Heilsweg. En ek het vir julle die Heilsweg verduidelik as 'n sirkel met 8 stasies op, en dis 'n sirkel, so hy gaan al die ronde, en ons leef eintlik maar deur hierdie stasies van dag tot dag. Dis juis God se betrokkenheid by ons lewens, wat maak dat ons deur hierdie stasies lewe. En die stasies raak partymal dieper en partymal vlakker en partymal ernstiger en partymal minder ernstig. Maar ons lewe in hierdie kring, hierdie sirkel van die Heilsweg, wat van die een stasie na die ander een gaan en weer van die een stasie na die ander een, en so al in die ronde in ons daaglikse lewe. Ek het vir julle 'n kort donkiebruggie geleer, aan die hand waarvan ek julle wil help om die 8 stasies van die Heilsweg te onthou. Ek het met die laaste geleentheid wat ek daaroor gepraat het, het ek so bietjie rondom die 2 V's aan die einde klei getrap. Ek sal hulle nou reg maak, dan verstaan u dit nou hiervandaan reg. So wat is die donkiebrug? Die donkiebrug is, en jy skryf elke woord met 'n hoofletter, en dan skryf jy die stasie van die Heilsweg langs daardie letter neer. So as jy nou geskryf het, dan is daar 'n R en 'n W en 'n G. En so gaan dit aan tot aan die einde toe. Nou die donkiebrug is, Rina wil graag baie rose hê vir Vrydag. Rina wil graag baie rose hê vir Vrydag. Kom ons begin. Ek gee vir u net die name, sodat julle, as u dit belangstel om dit te doen, kan u dit neerskryf. Roeping is Rina. Wil, wedergeboorte. Graag, geloof. Baie, bekering. Rose, regverdiging. Hê, heiliging. Vir, volharding. En Vrydag, volëinding. Kan ek hulle vir u herhaal, dan help dit dalk vir u so 'n bietjie om die saakie in die bed te kry. Rina wil graag baie rose hê vir Vrydag. Rina, roeping. Wil, wedergeboorte. Graag, geloof. Rose, baie rose, graag geloof, baie bekering, rose regverdiging, hê volharding en Vrydag volëinding. Ek gaan dit weer doen, want ek het nou klei getrap. En ek, dis omdat ek skryf dat ek klei trap, ek onthou nie die goed so goed soos wat ek hulle moet onthou nie, maar ek wil ook vir u die stukkies so op papier gee, so die opsommingkies op papier gee. Maar Rina, roeping. Wil, wedergeboorte. Graag, geloof. Baie, bekering.
rose regverdiging, hê heiliging, vir volharding en Vrydag volleinding. So, Rina wil graag baie rose hê vir Vrydag. Maar die Arminiane, wat nou die groot dwaling van ons dag is, wat nou die grootste gedeelte van mense wegrokkel. Laat daar nou net 'n Pinksterkerk in 'n dorp ontstaan, dan kyk jy hoeveel onenigheid, kerklike onenigheid ontstaan daar. Hulle gaan daarin om kerklike onenigheid te skep. Hulle maak geen nuwe bekeerlinge nie, nie een enkele een nie. Hulle rob net. Hulle roof net lidmate by ander mense, by ander kerke. So, ek het nie verskriklik baie tyd of respek of duurte vir die Arminiane oor die algemeen nie. Maar die Arminiane sê, jou pad met God begin by bekering. Wanneer jy tot bekering kom en jou laat doop, sê hulle, ontvang jy die Heilige Gees en dan doen die Heilige Gees die wedergeboorte. En omdat hierdie nou 'n gehoorsaamheidshandeling is, so ek is nou gehoorsaam aan die Here om tot bekering te kom, en omdat ek tot bekering gekom het, is ek nou gehoorsaam aan die Here en ek laat my doop, en dan ontvang ek die Heilige Gees wat my wedergebore maak, en dan kan hulle van hulle self praat as wedergebore Christene, asof hulle so effe beter is as die res van ons. Ongelukkig is dit nie heeltemal wat die Bybel vir ons leer nie. En dan help Jesus dan nou vir hulle deur die wedergeboorte om te glo, maar hulle geloof word geskoei op 'n menslike gewilligheid om te glo, nie op 'n goddelike werklikheid in jou lewe wat aan jou die geloof sonder enige verdienste skep. Vir ons begin die werk van die Heilige Gees by roeping. Nou vriende, ons weet ons word geroep. En ons weet waarvoor word ons geroep in breë trekke. Ons weet ons word geroep tot mens wees. Dit is klaar 'n goddelike roeping wat teenwoordig is in alle mense. Ons weet ook ons word geroep tot man wees of vrou wees. Dit is ook 'n goddelike roeping in ons lewe. Maar daar kom 'n punt in 'n mens se lewe wanneer die roeping waarmee God jou roep baie doelbewus bedoel is om jou bewus te maak daarvan dat die Heilige Gees in jou werk. Dis die Heilige Gees wat alreeds hierdie roeping in jou kom werk. En dan as jy daarvan bewus is en jy is bewus daarvan dat die Heilige Gees in jou werk en lewe, dan kry dit in jou lewe, in ons lewensgestalte, wanneer die Gees ons wederbaar. Ek wil teruggryp na die Here se woord toe. Ek wil nie vir u 'n klomp teologiese filosofie hier voorlê en vir u sê, so moet ons dink hieroor, want die filosowe van die Bybelse tyd het so daaroor gedink nie. Nee, kom ons kyk 'n bietjie na wat sê die Bybel. Die woordjie wedergeboorte kom eintlik baie min in die Bybel voor. Die meeste kere wanneer dit voorkom is by Johannes. In Johannes 3 veral werk hy daarmee, en by Petrus, 1 Petrus 1 en ook 1 Petrus 3 werk 'n bietjie daarmee, maar ons gaan nou nie vandag met die begrip wedergeboorte besig wees nie. Ons gaan kyk wat beteken dit in konteks om wederbaar te word. Nou, as ons net na Johannes kyk en ons het volledig daaroor gepraat, ek gaan dit nie weer doen nie, dan is dit duidelik dat wedergeboorte 'n geboorte uit die Gees is. Die twee Griekse woorde wat hiervoor gebruik word, die om gebore te word, nog 'n slag, om gebore te word, weer, om gebore te word van bo af, in Johannes, is die betekenis wat ons aan wedergeboorte heg. Dit is die Gees wat jou wederbaar, wat jou 'n nuwe mens maak, sodat jy vir God kan hoor, kan sien, dat jy kan ophardloop, vir God weghardloop, wat jy graag wil doen. En Paulus skryf dit so pragtig in Titus 3, vers 5 sê hy, maar toe het die goedheid van God ons verlosser
en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie. Wil iemand hoor wat sê Paulus? Nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak verdoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Vriende, jou verlossing is 'n goddelike raadsbesluit. Hy het besluit, jy's syne, en daarom verlos hy jou. Hoe het hy dit gedoen? Dit het hy gedoen, skryf Paulus, deur die wedergeboorte wat die sonde afwas. En deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Hier kom die hele gedagte van wedergeboorte na vore. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus, ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Die wedergeboorte is God se eerste verlossingshandeling in jou lewe. Nikodemus moes hoor, as jy nie uit water en gees gebore word nie, sal jy nooit in die koninkryk van God inkom. As hy weer vra, dan sê Jesus vir hom, jy verstaan dit nie, ek weet nie, hoekom jy dit nie verstaan nie, is eenvoudig. Wat uit 'n mens gebore word, is mens, wat uit die gees gebore word, is gees. Toch duidelik dat dit menslike geboorte en geestelike geboorte is, waarvan daar gepraat word as daar van wedergeboorte in die Bybel gepraat word. Wedergeboorte is God se eerste verlossingshandeling in jou lewe. Ek wil hê jy moet 'n knoop in jou oor maak, of jou wangstuk inbyt, of jou neus verlang genoeg toedruk, dat jy blou in jou gesig word. Maar onthou asseblief hierdie sinnetjie. Wedergeboorte is God se eerste verlossingshandeling in jou lewe. En dan gee God die geloof wat jy nodig het. En weer gaan ek vir julle 'n teks lees, weer uit Paulus uit in Efesiërs 2 vers 1 tot 10, en ek het al op 'n slag gesê, dis vir my een van die geliefkoeste tekste in die Bybel. Ek lees hom baie dikwels, ek preek baie dikwels oor hom, omdat hy so baie dimensies in het, en ek pas hom daagliks in my eie lewe toe. Luister mooi, waar begin Paulus? Hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle was dood. Daar's 'n lewe van die dood. En die lewe van die dood is vir alle mense, baie duidelik alle mense, wat deelneem aan hierdie lewe van die dood. Paulus sê dit so, hy sê, julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Die hele wêreld, die hele wye wêreld, met al die mense wat in daardie wye wêreld gewoon het, van Adam en Eva na die sondeval, regdeur tot by die laaste babietjie wat gebore gaan word, die oomblik wanneer ons Here Jesus Christus weer kom, het gelewe in die lewe van die dood, het gelewe volgens die vors van die onsigbare magte wat aan die werk is aan die mense wat ongehoorsaam is aan God. Jy ook, ek ook. Ons kan nie wegkom daarvan nie. Daar's iets wat met ons moes gebeur, sodat ons uit daardie lewe van die dood kan uitkom. En nou sê Paulus, maar, hy sê, vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. En die straf van God op die sonde van die mens is die dood, die ewige dood, nie die sterwe wanneer jou hartklop staan en jou brein hou funksioneer nie. En dis net sommer 'n proses, 'n biologiese proses waarin jy oorgaan van een staat of een dimensie van lewe na 'n ander ene nie. Nie die sterk, die dood. Maar God
is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief, sê Paulus. Hy sê, dis hoe God is. God is ryk in barmhartigheid. Wat doen God in hierdie barmhartigheid van hom? Hy het ons innig lief. Wie? Almal. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Nou vriende, jy kan mos nou nie hiermee stry nie. Dis mos nou baie duidelik in God aktiewe handeling. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ek kom nou daarby. Nee, ek kom op 'n ander dag daarby, môre of so. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Hy het ons opgewek, sodat die res van die wêreld kan sien. Ook die komende wêreld wat nog aan die komme is, kan sien. Sjoe, so groot en goed is die God wat ons aanbid. En dan, hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Julle is inderdaad uit genade gered. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons genadiglik gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Vriende, die eerste handeling van die Heilige Gees in jou lewe is om jou te roep. Die Heilige Gees is God se eerste gawe aan jou. En hy begin jou roep. En dan, wanneer hy die pad so saam met jou loop, dan kom hy by die punt waar hy jou nuut maak, waar hy jou wederbaar. Jy word 'n nuwe skepsel. God se handeling, nie joune nie, God se handeling. Jy was nie by jou geboorte betrokke nie, jy het daar aangekom, laat. Nadat dit alles al verby is, toe kom jy daaraan. Is hoe mense dit met jou geboorte moet verstaan. Jy is ook nie met jou wedergeboorte betrokke nie. Jy kom later aan. Wanneer jy besef, maar hier het iets in my lewe verander, hier het ek 'n ander mens geword, dan sit al afgehandel, dan sit al verby, dan het God dit reeds gedoen. En dan skenk hierdie eerste gawe van God vir jou die geloof om te glo dat Jesus werklik die Christus, die Seun van die lewende God is. Hy gee vir jou hierdie glo in Jesus. Ek het al baie daaroor gepraat met julle. Ek gaan nie nou weer op die geloof uitbrei nie. Ek gaan net hê julle moet weet, dit is God se eerste gawe en hy doen dan in die heilsweg die roeping, die wedergeboorte, hy skenk die geloof en hy bring jou deur sy krag tot bekering. Bekering is nie in die eerste plek iets wat jy doen nie. Bekering is 'n reaksie. Dis nie 'n aksie wat jy op jou eie onderneem nie. Bekering is 'n reaksie. Jy keer jouself na God toe. Nou in die Ou Testament, wanneer daar oor bekering gepraat word, het die woord gewoonlik beteken, verlaat julle afgode en kom terug na die Here toe. Dis die woorde wat in die Ou Testament vir bekering gebruik is. Dit is eenvoudig, dit het niks met die heidene nasies rondom die Israeliete te doen gehad nie, wanneer hulle bekeer het, dat hulle in elk geval net proseliete geword, wat net in 'n sekere sin in die tempel toegelaat is. By ons werk dit anders. Mense uit Jodendom, heidendom, Christendom, waar ook al kan na God toe bekeer.
Maar in die Nuwe Testament word daar twee begrippe gebruik en ek gaan hulle vir julle so eenvoudig as moontlik probeer verduidelik. Die belangrikste en die woord wat die meeste gebruik word vir bekering in die Nuwe Testament is die woord metanoia. Julle het my dit nou nie die eerste keer hoor sê nie. Ek het al baie daaroor gepraat. Metanoia is die begrip, die selfstandige naamwoord bekering. Ek het by 'n ander geleentheid vir julle gesê, as jy van bekeer as 'n werkwoord wil praat, ek bekeer, dan sê jy metanoeo. In die oomblik wat 'n Griekse werkwoord op 'n o eindig, dan weet jy ons het met die infinitief te doen, die infinitief hede, en die infinitief hede is altyd 'n aksie wat nou begin en dan vir ewig voortduur. Dis 'n infinitiewe aksie. Hy het nie 'n einde nie. Dis wat infinitief beteken. So as ek tot bekering kom op grond van die werk van die Heilige Gees, die wedergeboorte en die geloof, dan verander my denke oor Jesus en dit verander vir eens en vir altyd, vir ewig. En dan alleen kan jy begin glo. Of kan jy die geloof wat die Heilige Gees vir jou gegee het, begin uitoefen in die ander manier van dink oor Jesus. Wat is dit? Om vir hom te sien as ons verlosser en saligmaker, as die Seun van God, wat na die wêreld toe gestuur is, om vir jou sonde en my sonde te kom sterf. Dis die woordjie metanoia, om van gedagte te verander, om anders te dink, om hierdie veranderde denke van my in dade oor te sit, metanoeo. Die ander woord is die Griekse woordjie epistrefo. Nou weer eindig hierdie woord op 'n o. So dis 'n infinitiewe werkwoord. En is interessant, ek het nog nie epistrefo as selfstandige naamwoord raak gelees nie. Dit is 'n infinitiewe werkwoord wat beteken ek draai om. Die woordjie beteken eenvoudig om te draai. En hy word in die Bybel oordragtelik so 5 of 6 keer gebruik om bekering mee aan te dui. Ek gaan vir julle net hier en daar 'n teks daarvoor gee om na te verwys. Epistrefo beteken om te draai, met my gesig weer na God toe te beginne lewe. Dis die geheim. Dis die geheim van bekering en dit is die groot ding wat ek en jy moet doen. Daarsonder is daar nie plek vir jou in die hemel nie. Jy kan nie in Jesus glo, anders oor hom dink, metanoia, sonder om te metanoeo, ook anders te beginne lewe nie. Daai twee goed loop so nou met mekaar hand aan hand, dat die woordjies metanoia en epistrefo baie dikwels in een sin in die Bybel gebruik word, om hierdie gedagtes vir ons duidelik te maak. Byvoorbeeld, Handelinge 3 vers 19, praat Petrus met die Jode na die genesing van die lamman in die pilaargang van Salomo, en hy sê vir hulle, daarom bekeer metanoia, metanoeo, julle en kom tot inkeer epistrefo, dan sal God julle sondes uitwis. Want jy kan nie dink dat ek nie hoef tot bekering te kom, omdat ek die Heilige Gees in roeping, wedergeboorte en geloof ontvang het. Nee, dit is so belangrik dat jy sal verstaan dat hierdie die baie rose wat Rina wil hê, dat hierdie dui op een van die noodsaaklike handelinge, want hulle is al 8 noodsaaklik, op een van die noodsaaklike handelinge van die heilsweg. Veranderde harte lei tot veranderde gedrag. Dit is verskriklik belangrik dat ek en jy dit verstaan.
Nou, die ouens wat nou van bekering net 'n handeling maak, met ander woorde, hulle werk net met epistrefo, vervlak die ding. Dit gaan nou nie meer vir hulle daaroor dat ons iets van Jesus moet verstaan nie, solank as wat ons nou maar net daai lekker vibe het wat die Heilige Gees in ons skep, dan kan ons aangaan met die lewe, dan hoef ons nie te worry oor anders dink oor Jesus nie, want dit is in elk geval vir die mense wat so op die krag van die Heilige Gees steun, of so met die Heilige Gees omgaan, laat ek dit liewer so omgestel, want dit is die meer korrekte manier om dit te stel, dat hulle vir Jesus in die agtergrond skryf, in die geval nie vir hulle belangrik, dat hulle anders moet dink oor Jesus nie. Ja, dit is verskriklik belangrik, vriende, as jy bekeer, dan is die eerste ding wat met jou gebeur, is jy begin aan vir Jesus anders verstaan. Jy begin verstaan, hier het ons te doen met die God, wat ons uit die mag van die sonde kom bevry het. Dit is die eerste ding. En dan daarna, dan verander my lewe. En dan begin ek om na God toe, in God se rigting, te begin leef. Soos sê Paulus, dit later in Handelinge 26, as hy voor Festus is en hulle praat oor hierdie goeders, dan sê hy het vir die Jode gesê, gevra of gesê dat die Jode hulle oë sal oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Dis epistrefo, deur in my te glo sal hulle sondes vergewe word en hulle sal deel word van die volk van God. Deur in Jesus te glo Paulus moes die oë van die heidene gaan oopmaak, sodat hulle van die duisternis tot die lig en die mag van die Satan tot God kan bekeer, en dat deur in Jesus te glo sal hulle sondes vergewe word, en hulle sal deel word van die volk van God. En dan die laaste van hierdie tekste wat ek vandag vir u wil gee, en ons het al baie lang diens vandag, ek hoop jy gaan dit deurluister en geduldig wees daarmee. Julle het ons voorbeeld gevolg, skryf Paulus in 1 Tessalonisense 1 vers 6 tot 9, en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en Achaia verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig was om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het, en hoe julle van die afgode tot God bekeer het, weer epistrefo. En nou vir die lewende en ware God dien, dat julle sy seun wat uit die dood het opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word. Vriende, die eerste werk van die Heilige Gees in jou lewe is die gawe van die Gees wat God vir jou gegee het. En dan kom werk hy jou tot daardie punt by geloof en bekering, waar jy dan so voor God staan, dat hy die volgende verklaring deur die Gees kan maak. Daardie verklaring praat ons môre oor. Mag die Here jou daarin seën. Amen.